wil graag met jou 'n bietjie praat oor 'n nuwe Bybel wat die ronde doen. Dit is nou nie heeltemal 'n nuwe Bybel nie, hy is al so vir 'n paar jaar in die ronde, maar hy word op hierdie stadium nogal baie hier by ons in Namibië bemark. En dit is die Pad van Waarheid tot die Lewe Bybel. Ek wil graag 'n bietjie met jou oor hom gesels. Dis soos braaihout. Jy krap nie nou se braaihout nie. En as jy nou wil moeilikheid hê, dan meng jy nou ons goeie gesonde kameeldoring braaihout. Of swaar witakbaf, wat die ene wat die ouens so baie gebruik ook vandag. Sekelbos, ja. As jy nou dit met tambotie gaan meng, tambotiehout, dan gaan jy nou 'n probleem hê. Want dit gaan jou gesondheid 'n bietjie aantas. Jy gaan 'n bietjie van 'n probleem met jou maag hê en jy gaan nie lekker voel nie. En die tambotie gaan jou siek maak. En dit is juist die probleem wat met hierdie Bybel na vore tree. Die Pad van Waarheid tot die Lewe, hierdie Bybel, is 'n Bybel wat 'n claim maak dat dit 'n beter en akkurater vertaling is as die ander Afrikaanse vertalings wat ons tot ons beskikking het. En die rede daarvoor, die vertaler sê, is dat dit uit Aramees vertaal is, nie uit Grieks vertaal is, soos wat die ander Bybels vertaal is nie. Nou, eerste probleem wat ons hiermee het, is dat ons weet dat die Griekse geskrifte wat ons het oor die Nuwe Testament spesifiek ook, kom uit baie ouer bronne uit, as wat die vertaling, die Arameese vertaling, die Syriac vertaling wat hy gebruik, dan ook uitkom, wat die Arameese vertaling is. So die oorsprong lê van ons Bybels, Afrikaanse Bybels, ek het my direkte vertaling hier by my, is baie nader aan die oorspronklike geskrifte as wat hierdie Lig vir die Pad tot die Lewe Bybel is. Die tweede ding wat ons moet uitlig is dat dit deur een persoon vertaal is. En ek dink as jy net jou nuwe vertaling, jou 2020 vertaling optel en jy gaan kyk, veel mense was betrokke by daai vertaling. Dis bladsye en bladsye mense, en teenoor dit is een persoon wat probeer voorhou dat hy beter weet as al daai mense met al daai inligting tot hulle beskikking, al daai vermoë, al daai ervaring tot hulle beskikking. Die groter probleem wat agter hierdie ding lê, is die plek waar hierdie Bybel homself bevind in ons Suider-Afrikaanse gemeenskap, Afrikaanssprekende gemeenskap. En dit is juis waar die probleem dan begin. Want hierdie Bybel is baie gewild in die midde van die Hebrew Roots beweging in Suider-Afrika. En die Hebrew Roots beweging is eintlik maar net 'n Ou Testamentiese sekte wat binne die Afrikaans sprekende gemeenskap homself bevind op hierdie stadium. Hulle eis dat jy, Christus het jou gered, Christus het vir jou gesterf, maar dan eis hulle dat jy die Ou Testamentse wette moet nakom, soos wat 'n Jood dit sou nagekom het. En dat selfs Paulus se geskrifte en die benamings van Jesus self, die woorde wat ons gebruik vir Jesus en Christus, is dan vir hulle nie voldoende nie. Jy moet dit terugdwing na die ou Hebreëse of die Arameese bewoordings, asof dit jou gaan red. Ons is baie lief vir Paulus in daardie opsig nie, want Paulus konfronteer hierdie beweging alreeds in die Nuwe Testament, waar hy sê dat as enige iemand wil byvoeg deurdat jy Joodse tradisies en wette moet nakom, dan moet jy hulle verwerp. En ons sien dit dan ook in Galasiërs 1, waar Paulus reguit sê, as iemand, selfs ek, vir julle 'n ander evangelie bring,
Mag hy vervloek wees? Verwerp dit. Dis nie die waarheid nie. Geseënde dag vir julle.